Oh, live action. Goeiemôre almal aanlyn. Ons gaan voort water. Goeiemôre julle almal hier vanmôre. Dis 'n celebration oggend omdat Jesus opgestaan het. He is the first fruit of the resurrection. Die eersteling van die opstanding. Is dit nie 'n wonderbare vooruitsig wat elke van ons sê dat ons gaan opstaan? Amen. In 'n nuwe liggaam saam met Christus woon vir ewig en vir altyd. Ja. So hierdie 70, 80 jaar wat ons hier op hierdie stofbedekte aarde moet uitleef, is net 'n druppeltjie in die emmer. Nie eens 'n spoegseltjie in die emmer van die ewigheid nie. So wat maak jy met jou 70 of 80 jaar op aarde? Nee, wat maak ons met die tyd wat die Here vir ons gun hier op aarde? Amen. Waarmee is jy besig? Wat bou jy op die fondasie Jesus Christus? Maar dit is nie waaroor ek wil preek vanmôre. Die titel vanoggend is Verborge in God. We are hidden in Christ. Is dit nie mooi nie? Amen. Daar's so baie beloftes in die woord van God wat vir ons sê dat ons is verborge in God. Ons kan ons skuilings vind by hom. Maar voordat ek by die teksvers uitgekom, wil ek 'n bietjie meer gesels oor die naam van God en waar ons onsself bevind. Dit is nogal baie fenomenaal. Ek loop nou al 'n geruime tyd met hierdie idee van dat ons verborge is in God. En met my studie oor Klaagliedere 3 vers 16 het ek ons gepraat oor die letter Waf. Wat ons as mens voorstel, die syfer 6. Nou as mens na die Hebreëse, ek het die fotootjies, die prentjies daar. As mens na die Hebreëse woord van Yahweh gaan kyk, gaan jy iets besonders raak sien. Ja, nie waar nie. Nee, is die desktop dink ek. Maar dit is nie. Wat? Dit kom nie vir jou gestuur nie. Kyk in die op hier. Mooi. Dit is Waf. Ek soek die woord Yahweh. Yahweh. Gaan opmaak. Dit is fenomenaal as mens 'n studie maak oor die groter maak. Kan jy die woord sien? Dit is Yahweh. God se naam wat sê wat hy vir Moses by die brandende bos gesê het, toe Moses hom gevra, God, you send me to Egypt, who must I say sent me? And he said, I am that I am, I sent you. Yahweh. Nou wat sien julle hier? Jod is ja, H correspond to H. Wat sien julle hier? Wat? Ons is in die middel van God se naam, die mens. Is dit nie fenomenaal nie? Want ek dit so net per toeval, is nie per toeval nie, dat die Heilige Gees dit in my openbaar. Ek sien hier, ons lees die woord van Yahweh, hoeveel keer? Hier is ons. In die middel van God se naam. Wat? We are hidden in Christ. Die wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste sal vertoef om dit te beskerm. Amen. Van hom. Amen. Dit is so fenomenaal. So ons lees dit van regs na links, né? Ja. Hebreëus. Jod, Rein, Wawai, Yahweh. En dit is, die haas is asemhaling. Ja, asem uit. Jod, hy, wat,
hy. Say this. That's right. It's like a breathing. You're breathing God's name in and out. It's your spiritual Yeah. asemhaling, breathing. Yeah. Ja, hy, Wav, hy. Dis fenomenaal. Maar ek het hierdie teaching wat ek nou gaan gee, het ek meer gefokus op die syferwaarde van elke letter. Maar as jy die Hebreëse taal wil bestudeer, is daar twee betekenisse van elke letter. Met 'n skriftelike betekenis, letterbetekenis, en dan ook 'n syferbetekenis. Daar's twee betekenisse aan elke letter. So ek wil vandag net fokus op die syferwaarde van elke letter en hoe dit by mekaar uitkom. Dit is fenomenaal. Ja, ons het gesê met Wav, die funksie van Wav is eintlik om twee goed by mekaar te vas te bind. Ja, hy Wav hy. Hy bring dit saam by mekaar uit. Nou kom ons gaan. Die syferwaarde vir J is 10. En 10 se syferwaarde beteken goddelike orde en volledigheid. Goddelike orde en volledigheid. J. Die syfer 10 wys op die 10 gebooie, die totale wet van die Jode wat hulle moes lei op die regte pad, waar ons weet dat hulle nie daarby gebly het. En hulle moes die prys betaal vir hulle ongehoorsaamheid. Ons lewe word dan ook beheer of gelei deur die wet en deur wet en orde. Ons hoor dit elke dag. Die minister van wet en orde sê so en so en so. We are governed by rule, the wet and order. Wat is law and order? Law and order. We are governed by it. J. Die syfer hy, sy syferwaarde is 5. En dit is die helfte van 10. J is 10, hy is 5. Wat is die syfer 5? Dit verteenwoordig God se genade. Sy wet en orde stel ons nou in staat om deur genade ons lewe te kan leef. 10 en 5. Dit is God se genade wat ons red van sonde en die dood, wat ons vrymaak van die oorheersing van sonde. Dit word verniet gegee, ons werk nie daarvoor nie. Volgens Efesiërs 2 vers 8 en 9. Want uit genade is julle gered. Nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Genade. Government, grace. Man, grace. Awesome. Government, grace, man, grace. Ja. It's awesome, nee. Amen. By syfer 5 was daar 5 offergawes wat die Jode moes bring. In Levitikus, ons lees dit in Levitikus. Die 5 offergawes kan in 2 groepe opgedeel word, naamlik die soet reukoffers en sondeoffers. Die soet reukoffer was die brandoffer, die graanoffer en die dankoffer. Ek gaan vir julle nou wys hoe hierdie 5 offers ons heenwys na Jesus toe. Ja, dis awesome. En dan die ander 2 sondeoffers, is die sondeoffer en die skuldoffer. Die eerste offer vind ons in Levitikus 1, the burnt offering. Dit was totaal en al verbrand op die altaar. Totaal en al, die burnt offering. Daar het niks oorgebly nie. En dan hoe is dit op ons van toepassing? We must be completely. Ons moet geheel en al afgesonder wees vir die Here. Amen.
Dis wat Tannie gesê het en dit is wat my vrou gesê het. Ons alles op die altaar. Romeine 12 vers 1 en 2, né? Sodat ek 'n welgevallige offer vir die Here kan wees. Amen. We must be completely dedicated to God. Matthew 22 verse 36 to 40. Ons lees gedaan. Matteus 22 vers 36 tot 40. En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Amen. Met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Jou alles op die altaar. Sit vir ons daar Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Dit word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Amen. Jy kan nie op die altaar sit met jou voet nie. Nee. As jy op die altaar brand, moet jy alles opsit. Dit is 'n offergawe. Dit is 'n totale oorgawe aan Christus en aan God. Byvoorbeeld, Jesus het dit in vervulling gebring deur homself ten volle te gee aan die kruis van Golgotha. Hy het gesterwe. Hy het alles gegee op die kruis. Hy was die perfekte offer and he gave himself willingly to sacrifice his life for us. Amen. Die tweede ene is die graanoffer. Ons lees daarvan in Levitikus 2. Julle kan dit gaan bestudeer. Gaan lees 'n bietjie Levitikus, die eerste paar hoofstukke oor die verskillende offers. Ek wil nie tyd verspeel aan wat alles daar geskryf staan. Ek wil vir ons sê wat dit vir ons beteken vandag. Waaroor gaan die graanoffer? It was accompanied by burnt offerings. It was a sweet aroma to God, and it was flour, meel, olie, wierook en sout. Nou, een van die dinge wat hulle glad nie op die altaar mag gebring het nie, was suurdeeg. En suurdeeg is simbolies van sonde. Julle let op in die klas, ek is baie bly daaroor. Sonde, suurdeeg was glad nie toegelaat op die offeraltaar nie, want dit het sonde voorspel, uitgewys. Hoe kan ons dit in ons eie lewens toepas? We must live by every word of God, be led by His Holy Spirit, pray always and endure. Ons moet bid sonder ophou. Amen. Ons gebede is soos 'n welriekende reuk voor die Here. Matteus 4 vers 4. Bid sonder ophou, Matteus 4. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Amen. Amen. We must live by every word of God, be led by His Holy Spirit, and pray always and endure. En aan Christus is die brood van die lewe. Amen. Amen. Volgende ene is the peace offering, vredesoffer. Is weer a sweet aroma to God, and it provided a communal meal with meat for the priests and those giving the offer.
There were 3 types: thanksgiving, vow offering, and voluntary free offering. En nou die toepassing vir ons, we are to thank God for our many blessings. Count your blessings one by one and see how God has been blessing you. Danksegging is deel van ons gebedslewe. Amen. Christ is our peace offering. We can be reconciled to God only through Christ. I am the way, the truth and the life, sê Jesus vir ons. Volgende ene is die sondeoffer. Sondeoffer. Levitikus 4. Sonde was generally not a sweet aroma to God. Only the fat and blood offered on the altar, soos net die vet en die bloed van die bok wat op die altaar geoffer is, né? Dit moes totaal en al verbrand word. En dit was 'n ewige instelling vir die Jode, hulle mag nie die bloed en die vet van enige dier eet. Anders is dit nie kosher. No blood and fat of any animal can be eaten. Only the fat and blood offered on the altar when the sin offering is for the whole congregation. The rest was burnt outside the camp. Jy moet ontslaa raak van sonde. Dit mag nie 'n plek hê in die kamp nie, in die teenwoordigheid van die Here nie. Vir ons van toepassing vandag, all have sinned. The penalty of sin is death, and sin requires the shedding of blood. Hebreërs 1 vers 3, Galasiërs 2 vers 20. Ons lees vir Hebreërs 1 vers 3 tot 4. Ek staan nou nie stil by 5, né? Syfer 5. Hebreërs 1 vers 3 tot 4. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gewees. En weer, ek sal 'n vader wees, en hy sal vir my skyn 'n seun wees. So, hy het homself gereinig. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het. Christus het deur sy offer aan die kruis vir ons die reiniging van sondes bewerk. Deur sy offer aan die kruis van Golgotha. En wat moet ons in ruil daarvoor doen? Ons moet onsself weer op die altaar sit. Romeine 12 vers 1 en 2, né? Dit is ons redelike godsdienst. Christ is our sin offering. We are sinful, and He was willing to pay our death penalty for us. He became our substitute, a substitute sacrifice. Also, 'n groot Engelse woord wat nie almal verstaan nie, propitiation. He became our propitiation, our substitute sacrifice. He was crucified outside the city. Soos wat hulle die bok buite die kamp moes gaan verbrand het, ten volle verbrand het, net soos Jesus ook buite die stad geneem om aan die kruis te sterf. Hy het dit totaal en al in vervulling gebring. Die laaste fees, die 5de fees, the trespass offering, die oortredingsoffer, skuldoffer. Like the sin offering, but dealing with specific sins, especially where restitution was possible. We must repent each time we sin. The rules of restitution teach us to do our best to repair the damage caused by our sin.
Ons moet alles in die vermoë doen om te gaan regmaak met die mense teen wie ons gesondig het. Dit is ons plig. We must repent each time we sin. The rules of restitution teaches us to do our best to repair the damage caused by our sins. As jy iemand te nagekom het of kwaad gepraat het teenoor daai persoon, moet jy gaan regmaak. Dit help jy gaan op jou knie en jy sê vra die Here om jou te vergewe vir dit wat jy verkeerd gedoen het aan Piet Pompies nie. Jy moet na Piet toe gaan en vir hom sê, hoorie, ek het verkeerd opgetree teenoor jou. Vergewe my. Amen. Nee? Vergifnis is tweeledige aksie. Gaan op jou knie en vra die Here om jou te vergewe, maar jy moet gaan regmaak. Eina, nee? Eina. Christ died so that every sin can be forgiven and washed away. Dit is wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis. Toe God in verbond met Abraham gegaan het, het God 5 diere gebruik. Ons lees Genesis 15 vanaf vers 9. Genesis 15. En dit is dieselfde diere wat ook gebruik was by die son of by die offers wat ek nou behandel het. Ek het nou nie elke dier genoem nie, daar's te veel inligting, gaan lees dit self by julle en dan kyk julle wat alles daar so staan en hoe Genesis 15 nou daarby inpas. En hy antwoord hom, neem vir my 'n 3 jaar oud vers, 'n 3 jaar oud bokkooi, 'n 3 jaar oud ram, 'n tortelduif en 'n jong duif, 5 diere. En hy het dit alles vir hom gebring en dit middeldeur gedeel en die helftes teenoor mekaar gelê, maar die voëls het hy nie verdeel nie. So hy die bok en die vers en die ram middeldeur gesny, maar nie die diere nie. So daai 5 diere is ook dan gebruik later in Levitikus waar God dan die verskillende offers in werking gestel het. Nog 'n syfertjie 5 wat baie prominent is met Dawid en Goliat. 5 klippies. 5 klippies. Hoekom? Pertinent noem Samuel, ons neem aan Samuel het die boek geskryf. Hoekom noem hy pertinent die getal 5? Ons gaan nou sien. Dit is fenomenaal. Ons het reeds vasgestel dat die syfer 10 volledigheid en volmaaktheid verteenwoordig, né? Amen. Dis 'n totale finale afhandeling van die werk. So 5 is dan die helfte van 10. Die werk is halfpad gedoen. Nou wat het Dawid nodig gehad om 'n sukses te maak van die klippie wat die Goliat doodgemaak het? Hy as mens het die klippie in sy slingervelletjie gesit, hy het hom geswaai en hy het laat los. Stuur met geloof. Wat het veroorsaak daai klip op die regte plek, op die regte spoed, teen die regte krag in Goliat se kop ingegaan het? God. Amen. 5 plus 5 plus 5 maak 10. Die volmaaktheid veroorsaak dat Goliat verslaan is. Die mens plus God kan enigiets vermaak. Awesome, né? Wat dit dan hier vir ons leer is dat Dawid in sy menslike vaardighede nie alleen die reus kon verslaan nie. Hy het God se hulp nodig gehad om totale oorwinning te behaal. Amen. Hy moes God ten volle vertrou het om die reus te verslaan. Hy moes self besef het, ek kan nie dit doen nie. Toe hy daar by Saul gestaan het en gesê, ek gaan daai reus verslaan, het hy gesê, toe hy getuig van hoe God hom gehelp het, om te help met die beer en met die leeu. Hy sê, God het hulle in my hand gegee. Amen. Soos wat God hulle in my hand gegee het, so het hy hierdie reus in my hand gegee. Hy het vasgestaan op die belofte
dat God hom gaan deurdra. Die volk gaan deurdra deur hierdie situasie. Sit vir ons weer daai prentjie op van Yahweh. Maak vir ons, terwyl ons nou wag, laaste prentjie klaar. Johannes 1 vers 16 sê vir ons die volgende. En uit sy volheid en uit sy volheid het hy ons almal ontvang. Ja, Genade op op genade. genade. Uit sy volheid het hy ons ontvang uit genade tot genade. Hè? Sien julle dit daar? Wat is skrif dit? Johannes 1 vers 16. Uit sy volheid Jod. Suppose I amplify dan. Dis so awesome as mense hierdie goed met mekaar uitbring, né? Ja. Ja, dis fenomenaal. Die woord van God is wonderbaar. Yes, amen. Amen. Johannes 1 vers 16. For out of his fullness, the superabundance of his grace and truth, we, both, have all received grace upon grace, spiritual blessing upon spiritual blessing, favor upon favor, and gift upon gift. His fullness, your grace upon grace have we received. Awesome, né? Ja. Die woord van God is so awesome. Johannes 1 vers 16. Ja. Okay. Nou, die cherry op die koek. Die syferwaardes. Ek het vir julle gesê ek het die syferwaarde behandel hier vandag. J is 10. Hy 5. Waf 6. Hy 5. As mens dit bymekaar tel, kom dit by die syfer 26. Nou wat beteken die syfer 26? 26 beteken is julle reg? Is julle seatbelts vas? Daar's hy. Die vliegtuig gaan nou opstyg. Die syfer 26 beteken the power of salvation. Amen. Jesus. God is the power of salvation. Amen. Ja, And salvation needs Jesus. yes. Kafa. Kafwaf. 25 en 1. Dis so omskryf. Ja. Ek wil dit nou in die Engels lees want ek kan nie dit to write 26 in Hebrew, you write two Hebrew letters, kaf and waf. Dis 20 plus 6, 26. This signifies an open hand with a nail. Yeah. An open hand with a nail. The power of salvation is pictured by Jesus' hands being nailed to the cross. 26 is a number signifying the power of salvation. The Hebrew word translated salvation is Yeshua, which is Jesus' Hebrew name. Thus, listen here, dis nou wiskunde. Thus, the power of salvation is also the power of Yeshua. Likewise, the Hebrew name of Yahweh carries a numeric value of 26. Yah 10 of Hod 5 V 6 and Ha
5. The 20th, listen here, die Bybel is so phenomenaal. The 26th time that Noah's name is used in the Bible is found in Genesis 8, verse 11. Sit vir ons daar, kyk julle wat staan daar geskryf. Genesis 8, verse 11. En die duif het in die aand gekom en daar was 'n groot groen olyfblad in sy bek. Toe merk daar Noag dat die waters oor die aarde verminder het. These two doves signify the Holy Spirit, by which the gospel, which is the power of God for salvation, Romans 1 verse 16, was to be preached to the whole world. This began at Pentecost and will be completed through the third dove, or the third feast of tabernacles. That third outpouring of the Holy Spirit will see the fullness of the Holy Spirit poured out, bringing the power of salvation into its full manifestation in the earth. The 26th time that Abram's name is mentioned is in Genesis 13 verse 14, where God told him to walk the land in all directions, for God would give it to him. It is a prophetic reference to all things being put under the feet of Christ, not by carnal warfare weapons, but by the power of salvation. The 26th time that Joshua's name is mentioned is in Deuteronomy 34 verse 9, where we read, Now Joshua the son of Nun was filled with the spirit of wisdom, for Moses has laid his hands on him. And the sons of Israel listened to him and did as the Lord had commanded Moses. So this 26, the power of salvation. En die syfers, ja, dit is so fenomenaal om 'n studie te doen van Hebreëus. Nou ek gaan volgende week die letterwaarde, die letter behandel. Ek behandel nou die syferwaarde van die letters. Volgende week gaan ek die letters self behandel. Nou wil ek net so 'n paar verse vir julle lees ter afsluiting. The promise that we are hidden in Christ. Where do you find yourself today? Are you in Christ, in the salvation, or are you outside of? Nou kom ons lees ter afsluiting Kolossense 3 vers 3. Kolossense 3 vers 3. Want julle het gesterwe en julle is saam met Christus. Is julle verborge in God. Yahweh. In die middel. Ons is verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Amen. Psalm 27 vers 5. Want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. Is dit nie mooi nie? Amen. For in the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. Waar is jy? He will hide you in the shelter
of his tent. In die middel, Psalm 31 vers 20. Het jy hom? In the shelter of your presence, you hide me. You hide them from all human intrigues. You keep them safe in your dwelling from accusing tongues. Die Here beskerm ons teen mense wat ons aanval. Soos nou die Amplified. In the secret place of your presence, you hide them from the plots and conspiracies of man. You keep them secretly in the shelter of a pavilion from the strife of tongues. Is dit nie awesome nie? Waar bevind jy jou vandag? Amen. In the shelter of his arms. Om jou te beskerm van mense wat lelike goed teenoor jou kwytraak. Kan ons dit net onthou? Moenie worry oor wat mense sê van jou nie. Al maak dit hoe seer die binne. Ons is beskerm in Christus. Amen. We are hidden in Christ. Jesaja 49 vers 2. Hoe laat is dit? 20:10. Is jy nog reg? Ja. Jesaja 49 vers 2. Hy het my mond gemaak soos 'n skerp swaard, in die skaduwee van sy hand het hy my verberg. En hy het my 'n skerp pyl gemaak, in sy pylkoker my weggesteek. Sure. He made my mouth like a sharpened sword. In the shadow of his hand, he hid me. He made me into a polished arrow and concealed me in his quiver. Ons is weggesteek in Christus. Onthou daai illustrasie wat gegee het van die bakker. Die 3 Tupperware bakkers. Jy is toegemaak in Christus. In die Heilige Gees in Christus. Wanneer God na jou kyk, sien hy vir Jesus raak. Amen. Want jy is binne-in. Amen. Volgende paar verse is oor God is ons vesting en ons refuge. Wat is refuge? Toevlug. Psalm 46 vers 1. So mooi hierdie. Psalm 46. God is vir ons 'n toevlug en sterkte as hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggal die aarde en al wankel die berge weg van die hart van die see. Sure. God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Ons sal nie Amplified aan. I say that. God is our refuge and strength, mighty and impenetrable, a very present and well-proved help in trouble. Is dit nie mooi nie? Het julle hierdie ou Tweede Wêreldoorlog flieks al gekyk, hierdie bankers, wat die Nazi's so gebou het. Dis 'n impenetrable banker. Ons is daar binne in
beskut van onheil. Dink net daar. Jy sit binne in daai banker. Niemand kan daar inkom nie. Amen. Dis impenetrable. So. Ons hoef nie te vrees nie, want hy is met ons. Psalm 91. Ons almal ken Psalm 91, né? Amen. Vers 1 en 2. Hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste sal vermaag in die skaduwee van die Almagtige. En ek sal sê tot die Here, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste, as ons so som met ons sing. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest. You will Selah. You will stop and calmly think about this. You are in rest. Ons is in die toevlug van die Here, maar ons bekommer ons. Ons rus nie. Dit is te moeilik om te rus, né? Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge Amen. and my fortress, my God, in whom I trust. My God, in wie ek vertrou. Amen. Rus, dis in God. Is dit moeilik om te rus? Of hardloop by wielietjies van jou gedagtes 3000 refs per minuut, Ons verstaan. 50.000 refs. Jy moet jou rus vind in God. Yahweh. Yod, Hy, Waf, Hy. You are hidden in grace, between grace. Grace upon grace. Dink net, hou jy die beeld van Yahweh in die Hebreëse letters in julle gedagtes die hele tyd. Yod, Hy, Waf, Hy. Waar bevind jy jouself? Hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste. Proverbs 18 verse 10. Ek is amper klaar. Dan kan ons oorgeneig tot. Proverbs 18 verse 10. Ek was het vriendetaal. Spreuke 18 vers 10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. Wat sê? Spreuke 18 vers 10. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it and is saved and set on high, far above evil. Wat is 'n toring? Doorbo. Jy hardloop daarin, maar jy het 'n klomp trappies wat jy moet klim om daarbo uit te kom. Dit vat effort. Hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste. Die naam van God is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin. En hulle is beskut. And they are set on high. Die Engels sit dit by. They are set on high, far above evil. Dit is mooi nie. You are set on high, far above evil. Ja.
Dink net hieroor. You are set on high, far above evil. Die manne kan onderbaklei met mekaar. Hulle gaan nie by jou uitkom nie, tensy hulle met 'n TNT gaan staan en hy toring omblaas, maar dit gaan nie gebeur nie, want wie is die toring? God is die toring. Niemand gaan die toring kan omskiet nie. You are set on high, far above evil. Dis 'n feit soos 'n koei. You are set on high, far above evil. Moet ek dit weer sê, mense? Ons moet dit hier in ons harte inneem. Ons is ver bo ons probleme. Nee? Ons is beskik. Hardloop. Ek is amper klaar, op so 10 verse. Is julle reg? Ja, en ek so 4 of 5. Na hom. Wie het al Nahum gelees? Nahum. Dit klink amper soos iemand wat na 'n motorfiets gaan. Nahum 1 vers 7. Wat sê Nahum vir ons? Die Here is goed. Ons kan maar net daar stop. Die Here is goed. 'n Toevlug in die dag van benoudheid. En hy ken die wat by hom skuil. Amen. Is dit nie mooi nie? Hy ken die wat by hom skuil. Amen. Die Here is goed. Dis waarmee hy begin. Hy is ons toevlug in die dag van benoudheid. En hy ken die wat by hom skuil. Amen. Ons is nie vreemdelinge vir God nie. Hæ? Sit vir ons die Amplified aan daar. Kyk, sal ek eers die versie en dan gaan Amplified. Kyk, dat was het. The Lord is good, Amen. a strength and a stronghold in the day of trouble. He knows, he recognizes, cares for, and understands fully those who take refuge and trust in him. Amen. He recognizes you, he cares for you, he understands you fully. Ons mans kan nie altyd ons vrouens ten volle understand nie. Don't go there. Maar God understands every one of us fully. Awesome, né? Those who take refuge and trust in him. En dan hierso sê Johannes 10 vers 14 sê, I am the good shepherd and I know without any doubt those who are my own. And my own knows me, sê God. And have a deep personal relationship with me. Dis hulle daar. Dis hulle. Hoe ken jy vir God? Hoe leer jy God ken? Ek is nou nie in die skerm. Jy ken iemand deur tyd te spandeer in daai persoon se teenwoordigheid. Ken ons vir Ramaphosa? Ons weet van hom. Amen. Ons spandeer nie tyd saam met hom nie soos kan hom nie ken. Ken ek my vrou? Nog nie 100% nie. Ons is op pad so. Ons is halfpad. Die genade is daar. Ek is nog nie by 10 nie.
Want die vrouens ja. Vrouens is 'n geslote boek, soos wat hulle sê. Elke slag is op 'n ander hoofstuk. Ekskuus pastoor. Nou moet ons eers daarby uitkom. Die woord sê jy het nie nodig om jou vrou te ken nie. Jy moet haar net- Jy moet haar lief hê. Maar die Amen. Bybel sê nie ons vrouens moet julle lief hê nie. Amen. Psalm 62 vers 7 en 8. Hierdie paartjie raak nou rof hierso. Ek is amper klaar. Dan kan ons oorgaan aan die tafel. Psalm 62 vers 7 tot 8. Ja, kyk hierso. Lees al vers 6. He Only. only is my rock and my salvation, my fortress and my defense. I will not be shaken or discouraged. Amen. My God, my salvation, and my glory rest on God, my salvation and my glory rest. He is my rock of unyielding strength, my refuge is in God. Yahweh, Yod-Heh, Vaveh. Where is your refuge? Ek is in hom beskik. Awesome, né? Halleluja. Prys die Here. Nog 3 verse. Psalm 121 vers 5 tot 8. Ek gee nie vir julle te veel verse hier nie, né? Dis julle is reg. Julle is nog hier. Psalm 121 vers 5 tot 8. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Amen. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar. Wanneer? Van nou af tot in ewigheid. The Lord watches. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. So, if you have been a stronghold for the helpless, for you, dis nou Jesaja 25 vers 4 sê die volgende. For you have been a stronghold for the helpless. Wie van ons voel nie beteken hulpeloos? A stronghold for the poor in his distress, a shelter from the storm, a shade from the heat. For the breath of tyrants is like a rainstorm against a wall. Wat het gelees van die toring? Julia, Jesaja. The breath, die asem van tiranne is soos 'n reënstorm teen 'n muur. Dit beteken niks nie. The sun will not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will protect you from evil. He will keep your life All evil. From from all evil. Yeah. He will keep your life. The Lord will guard you, your going out and your coming in, everything that you do, from this time forth and forever. Van nou af tot in ewigheid. Tja. Daar is so baie skrif. Amen. Ek herinner ons maar net self aan die beloftes dat ons in Christus is. Hy laat ons nooit alleen nie. Jesaja 32 vers 2. Ja,
Jesaja 32 vers 1. 32 vers 1. For each one of them will be like a hiding place from the wind and a shelter from the storm, like streams of water in a dry land, like the shade of a huge rock in a parched and weary land. For wie? To those who return to them. Jy het 'n keuse, wil jy in die woestyn bly, of wil jy terugkeer, waar jy kan vesting en skuiling vind van die wêreld. En elkeen sal wees soos 'n toevlug teen die wind en 'n skuiling teen die stortreën, soos waterstrome in 'n dorstreek, soos die skaduwee van 'n swaar rots in 'n land wat verswag. Laaste teksvers. Psalm 17 vers 8. Daai hondjie gesels saam. Psalm 17. So mooi hierdie. Bewaar my soos 'n oogappel. Verberg my in die skaduwee van u vleuels. Is dit mooi nie? Keep me in your affectionate care. Protect me as the apple of your eye. Hide me in the protective shadow of your wings. Amen. So die mooi nie? Amen. Kan ek dit weer lees? Keep me in your affectionate care. Protect me as the apple of your eye. Hide me in the protective shadow of your wings. Amen. Amen. Ek kan nie veel sê oor nie. The word speak for itself. Amen. Amen. Waar bevind jy jou vandag? Are you hidden in Christ? Or have you stepped outside? Yod Hei Vav Hei. Grace upon grace is for us. Genade op genade. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Thank you, Lord. Ons sê ons Vader, ons dankie en ons loof U dat ons vanmôre net onsself weer kon herinner het aan U beloftes. Dat ons beskutting by U kan vind. Yod Hei Vav Hei. Ons is verskuil in U. En dankie Jesus vir U werk aan die kruis van Golgotha wat vir ons vandag die vermoë gee en die krag gee om te kan sê dat ons skuiling vind by U. Dankie dat U ons verlos het van sonde en verlos ons van hierdie menslike natuur wat in ons wil opstaan. Dat ons onsself so onderdanig stel in U, Here. Ek bid vir elke persoon hier vanmôre, Here, dat U hulle sal seën, dat U hulle grondgebied sal uitbrei, dat hulle skuiling by U sal vind. Ek bid dit vir elke persoon wat ook hierdie video gaan kyk later, dat hulle skuiling by U sal vind. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, dat ons nie ons ore sal uitleen na die wêreld daar buite. Al sê die mense wat ook al van ons, Here, dat ons sal onthou dat ons skuilplek by U is. Hoog in die toring, waar die wêreld ons nie kan raak nie. Dankie Jesus. Vir die goedheid U gans nie genade. Ek bid vir U woord. Ek bid vir die tafel wat nou gaan bedien word, Here, dat ons dit sal doen tot nagedagtenis op U naam. Dankie, Here. Amen. Dankie julle. Ons gesels weer later.